Goeiemiddag. Ons sit gisteraand so op die stoep en staar na die golwe en die almagtigheid van die Here se teenwoordigheid wat mens so kan hoor, né? Jy kan oral rondom jou kyk en jy kan vir God sien because he created everything, so it is glorious. Maar my deel van die vakansie wat vir my lekker is ek wil sit en ek wil die sonsopkom kyk en ek wil die geruis van die see hoor. Dan dit is net vir my, dit is my so groot seëning, want ek love it, net. Ek love die almagtigheid van daai golwe wat so breek en jy God kan hoor en voel en die sonsopkom wat so pragtig is en sy glory net reflect. Maar I'm so wrapped up in my own bubble. Want ek is op 'n mission. Ek is op 'n mission op die vakansie. Verstaan al die vakansie is ons op 'n mission. Mission op die vakansie om te gaan rus. Mission op die vakansie om in jou eie bubble te wees en net soos Here, ek wil rus hê, ek wil U ervaar, ek wil ek soek 'n breek van my lewe mos nou. En dit is wat great is. Gesinstyd, al daai goed is wonderlik van die vakansie. En dit is asof die Here my net herinner na die oomblik wat ons so sit en staar na die net braai rustig om die vuurtjie en my man sê vir my, het jy die vrou gesien wat nou heeltyd gesit het op die strand en net gestaar het na die water en ek sê ek het regtig nie eens so opgelet nie, want again I'm just in my own bubble here. En dis asof die Here vir my herinner dat ek kan haar seer sien en ek kan haar seer voel en ek in daai oomblik as dit my hart van uitgaan en ek bid vir haar en ek soos Here, ek het haar nie eens vroeër gesien nie, miskien wou die Here gehad het, ek moes actually gegaan het na haar toe en vir haar gaan bid het, but I was so wrapped up in my own bubble, en is soos gee hy vir my hierdie skrif van 2 Timoteus 2 vers 4. No soldier in active service, no soldier in active service entangled himself in the affairs of everyday life, so that he may please the one who enlisted him as a soldier. 2 Timoteus 2 vers 4. So, wat ek hier sê is, dit is, die Here wil nie hê ons moet op vakansie gaan nie. Natuurlik, hy gee al hierdie goed, hy is so lief vir sy kinders, hy wil hom bless, hy wil al vir ons bless, hy wil al hierdie wonderlike dinge vir ons hê, want hy's 'n goeie pappa. Maar, ek was op so 'n mission gewees na laasnaweek se konferensie en eksamen en wêreld en dinge en alles, dat net om te kom rus, dat ek so 'n bietjie in my eie bubble was en die Here net vir my kom sê, Andri, there's still a mission. You are still called to be a light to the world. Ons is nog steeds disciples, ons is nog steeds kinders, soldate van God, not to be entangled by the world. Maar om vir die Here in die oggend te vra, Here, wat wil U vandag doen? As ek nou op vakansie is of nie, as ek werk toe gaan of wat wil U vandag deur my doen? Wat wil U vandag vir my leer? Wat wil U vandag hê moet ek vir U doen? Want dit is hoe hy ons is sy hande en sy voete, dis soos die kinders wat bid. Here, gaan help die mense wat op die strate is. Jy is geroep om mense te help op die strate. Ons is, jy my kind wat dit bid. Ons is die Here se hande en die voete op hierdie aarde. So, net 'n gentle reminder dat dis is toe ek gaan stap het op die strand ook en ek sien al hierdie voetstappe en dit is ons elkeen het ons eie journey en ons eie stories, duisende mense se voetstappe. Maar wat kan ek vandag doen vir Jesus? Wat kan ek vandag doen vir hom? Dit is nie deur werke nie, maar because we want to be obedient to our Father. Maar ja, die Here het my regtig net gou vinnige wake-up call gegee hierso. En het gesê, dit is okay, dis goed om te rus, is goed om op vakansie te wees en 'n breek te vat. Maar, we're still on a mission, we're still children of God, what do you want to do? Hierdie dag is nog steeds God se dag. Dit is te danke aan hom dat ek vandag asemhaal, dit is te danke aan hom dat ek hier sit, so that gratitude. Want ons jaag soos die kinders, is maklik om te sê, hulle sê, okay, wat het ons vandag doen, ons en dan sê, môre sê, maar wat kan ons nou nog doen, en nog doen, en nog doen? En dit is hoe ons is. Here, wat is die volgende deurbraak? Here, ek jaag die volgende deurbraak, ek jaag die volgende ding, die volgende ding. But let's just take a moment and say, Here, what do you want to do today? Wat is U agenda vir die dag? Nie my hele skedule uitgeplan vir die vakansie, of my skedule van niks doen die vakansie nie, maar, wat wil U doen vandag? Let me be obedient to you. Want as ons op vakansie is, of as ons by die huis is, it's still God's day, dit is sy dag, dit is te danke aan hom dat ek hierdie dag het. I give my life to you, Lord. Nie net dele van my dag nie, nie net my Sondag nie, but I give my life to you, Lord. Want alles wat ek het, is te danke aan God. So alles wat ek doen ek vir die glorie van vir God, because I am His child. Ek kan nie net doen wat ek wil doen nie, dis net soos jy ook vir die kinders sê,
As jy eendag in die huis uit is, kan jy doen wat jy wil doen. Jy is nou in my huis. James 4 vers 6 sê, live an obedient life that reflects gratitude. So dis vinnig om te sê vir die kinders, wees dankbaar vir alles, maar kom ons wees dankbaar, but it's a life of obedience. So my dag wat ek dag is through the obedience to God. So wat ek vandag doen is, ja, die Here wil hê ek moet al hierdie wonderlike dinge geniet en die sonsopkoms geniet, maar hier is my battery nou pak. Ekskuus, ek gaan ingeplak het hier by die charger. Die Here wil hê ons moet al hierdie wonderlike dinge geniet, maar ons moet eerstens besef dat rus is 'n posisie, it's not a destination. So jy ervaar rus in God se presence, in the knowing that I have faith in God, en die rus wat ek in hom intree in daai posisie, en weet ek dat my God will take care of me. God het klaar vooruit gegaan in hierdie situasie. So vakansie is nie net om te verstaan om nou ek moet gaan rus want ek's op vakansie nie. Dis wonderlik en die Here wil hê ons moet op vakansie gaan en al hierdie lekker dinge ervaar, maar rus is 'n posisie. So dis nommer 1. Rus is 'n posisie in die Here, in your faith in God, in your position in God. En dan let's be grateful for what we have en sê, Here, laat my vakansie nie oor my gaan nie of my dag nie oor my gaan nie, maar wat wil U vandag doen? Want daar is mense wat regtig vir U nodig het. Daar is mense wat U wil experience en wat uitroep na U toe. Wat kan ek vandag vir U doen? Nie uit ons werke uit nie, but because we love Him, out of obedience to Him. En die ander enetjie wat ek wou gelees het is Josua 1 vers 9 wat sê, be strong and courageous, do not tremble or be dismantled, for the Lord your God goes with you wherever you go. So maak nie saak wat jou agenda is en wat jy wil doen en waar ook al jy is nie. God gaan altyd by jou wees. Hy gaan altyd saam met jou wees. En laat ons hom sien, hom ervaar, hom prioritize bo alles anders. Laat ons hom regtig nommer 1 maak in ons lewens. As ons nou besig is of as ons nou rus. But Lord, what do you want to do today? Alles wat ek het is te danke aan U. My dag, my asem, hierdie that's you allowing me to breathe today. So hoe wonderlik om te weet dat God is met my en dat hy doel met my lewe wanneer ek al asem. En dit is die hele definisie daarvan, sy liefde vir jou. Because He gave you salvation, because you His child. En hy het vandag vir ons nog 'n kans gegee en nog 'n dag gegee. Dis 'n geskenk. So net om dankbaar te wees vir jou geskenk om asem te haal. Dis genoeg om dankbaar te wees. Net om te weet dat God is met jou vir jou en dat jy hom in jou het, dankbaar dat hy by jou is en dat jy salvation het. Dis klaar genoeg om every day net joyful te wees. So, laat ons vandag sê, Here, laat dit nie oor my gaan in my agenda nie, maar wat wil U vandag doen? What do you want to do? Let me be your hands and your feet. I enter into your rest. As 'n maakie saak waar ek is nie, dit is 'n posisie wat ek in enter, en behalwe dit, laat ek U geniet in hierdie dag. Let me be joyful in you. Laat ek U sien in die sonsopkoms, in die golwe hoor, in die voeltjies, in die gras. Here, hierdie gras is al groen. Dis wonderlik. Laat ons hom sien in alles wat ons doen. Laat ons nie so gerapt raak in ons eie lewens, in ons eie situasie, in ons eie omstandighede, in die everyday life nie. Maar laat ons gehoorsaam wees aan ons almagtige Vader. Okay. Julle moet 'n geseënde dag hê. Okay, bye.